vinnig met u bespreek, voordat ons na die skriflesing toe gaan. U weet dat wysheid begin, deur die Here te dien. Dis wat die woord van God sê, hy sê, dis waar wysheid begin. So ek weet die meeste van u is al wys, want u het Jesus aangeneem. As u Jesus aangeneem het, is u wys. Hy sê, wysheid begin daar. En nou, wanneer jy die Here aangeneem het, nou groei ons in sy wysheid. Hy het Psalm 10 vers 4, hy sê, die goddelose met sy neus in die hoogte. Nou, die woord van die Here sê, mense dien die Here nie, omdat hulle hoogmoedig is. Hulle stap met hulle neuse in die lug. Nou sê hy, die goddelose, die wat God verwerp. Hulle stap met hulle neuse in die lug. Nou, wanneer jy vir hulle 'n woord bring, jy sê vir hulle, vertel vir hulle van Jesus, dan verwerp hulle dit ons nie. Dan sê hulle, daar is nie 'n God lewe nie, en ek glo nie. Woord van die Here sê, by the way, jy's 'n dwaas as jy nie glo nie. So dan sê hy met sy neus in die lug, gaan sê hy sê, ek ondersoek nie. Alhoewel hy is so goddeloos, en hy wil so min van God weet, dat hy sê, dit wat jy daar vir my sê, ek sal nie eens ondersoek of dit die waarheid is nie. Ek sal nie eens, hy sê, hy ondersoek nie, hy sê, daar is geen God nie, hy het klaar besluit. Maak nie saak wat u en ek vir hom gaan vertel nie, daar is geen God nie. Dit is al sy gedagtes. Daar is nie 'n God nie, jy kan vir my vertel wat jy wil, ek sal dit nie eens ondersoek nie. En daarom sal elke mens gaan voor God verskyn, of jy sê God bestaan, of nie. Net vir interessantheid. Psalm 10 vers 4. Prys die Here vir elke een wat die Here aangeneem het. En nou leer die Here vir ons wat hom aangeneem het. Nou wil hy vir ons leer hoe ons self kan groei en hoe ons 'n verskil in die wêreld kan maak daar buite. Nou luister mooi, Matteus 5 vers 38 sê, julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. En dit is so. In die ou bedeling het hulle dit geglo. Wat iemand aan my gedoen het, dit doen ek terug. As iemand van my gesteel het, sal ek meer van hom terug eis. As ek my broer se oog, as ek die oorsaak is dat my broer sy oog verloor het, sal ek my oog ook verloor. En die Romeine was so erg in die tyd van Jesus Christus, dat wanneer iemand, jy was die oorsaak en jy het iemand aangeval en sy oog verloor, dat hulle al twee jou oog van jou uitgesteek het. Jy sien, oog vir 'n oog, tand vir 'n tand. Dit was die beleid. En dis wat hulle toegepas het. Why, hier kom Jesus. En Jesus sê nee. Hy sê, ek kom vir julle iets niets leer. Ek kom vir julle leer van liefde. Hy sê, daar is nou 'n nuwe bedeling. Hierdie oog vir oog, tand vir tand, geld nie meer nie. Hy sê, nou geld die liefde. Hy sê, nou is dit genade. Want iemand jou kwaad aangedoen het, betoon genade. Dis wat die Here van ons wil leer. Nou, Matteus 5 vers 43 tot 48. Dan sê, eers aan 5 vers 41, hy sê, elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Dan 43 tot 48. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat. En bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Waarom? Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het, die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars dit nie ook nie?
wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Dan Romeine 12 vers 20 tot 21, as jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Wat 'n woord. Hulle het geleer al die jare, oog vir oog, tand vir tand. Jou vyand is jou vyand. Jy wil jou vyand uit die pad uitkry, dis wat hulle gedink het. En nou kom Jesus, hy sê nee, jy moet jou vyand lief hê. Nou kinders van die Here, is dit maklik om jou vyand lief te hê? Suster, nooit. Weet jy wat, selfs ons eie broers en susters onder mekaar, as iemand jou kwaad aangedoen het, dan stap jy so maklik met iets in jou hart. En as jou eie broer en jou eie suster, erken, ons almal soms, dan moet ons bid, dan moet ons vir die Here vra, Here, help my dat ek oor dit kan kom. Help my om my broer te vergewe. En nou kom die Here en hy sê, jy moet jou vyand lief hê. Dink jy dis moontlik? Is dit moontlik om jou vyand lief te hê? Slegs as jy Jesus in jou lewe het. In die mens natuur wil hy terugkry. Hy wil wraak neem. Dis die mens sonder God. Maar wanneer die Here jou lewe oorgeneem het, wanneer jy vervul is met die Heilige Gees, dan wil jy nie meer wraak meer nie. Jy wil 'n siel vir die Here wen. Amen. Daarom sê die Here, waarom moet ons so optree? Daar's een rede, sodat ons die wêreld vir die Here kan wen, en dit is sy doel. Jy weet wat 'n verskil maak ons in die lewe, en ons kyk nou die een aand, kyk ons 'n film van Touched by an Angel, ek weet nie of van julle het al gesien het, die verskriklike pragtige lesse in elke film van Touched by an Angel. Pragtig. Maar in elk geval, nou is dit, hier gaan dit oor, hier kom hulle in, iemand kom in, maar die persoon is nou beduiweld, hy voel nie lekker nie. En nou kom die volgende persoon in. En die persoon voel heel vriendelik en is eintlik half opgewonde, en hierdie persoon krap daai persoon so om, nou is daardie persoon ook omgekrap. En nou is hulle daar in 'n restaurant. En nou gaan die baas wat dan ook omgekrap is, en hy gaan haal sy duiwels uit op die arme waitress. En sy is beduiwel, en nou haal sy haar duiwels uit op die op die besoekers daar. Mense wat uitgekom het op die klante. Nou haal sy haar duiwels op hulle uit. En dan kom 'n vrou in, wat in die nood is. Al wat sy soek is liefde. Want jy sien, hierdie vrou is op pad om selfmoord te gaan pleeg. Maar sy kom sit eers daar, en sy soek daai liefde. Maar wat kry sy, omdat almal in die plek nou beduiweld is? Toe die mense by haar kom om haar te help, die kelders kom om haar te help, wat doen sy? Wat doen hulle? Hulle is onderskof met haar. En sy staan daar op en sy gaan uit om selfmoord te pleeg. Toe wys hulle 'n terugflits. Sê nou die eerste persoon was beduiweld, en die volgende persoon het die Gees van die Here in hom gehad. En hy het liefde betoon, al was hierdie persoon beduiweld, en hy kyk met dit verby, en hy het liefde gegee aan die volgende persoon. En die volgende persoon het dalk nie lekker gevoel, die was beduiweld, maar omdat jy die liefde van Jesus gegee het, raak jy die persoon se hart aan. En so raak hy die volgende persoon se hart aan. Totdat op die einde is almal in hy restaurant, is vrolik en gelukkig, en diezelfde vrou wat selfmoord wil pleeg, kom ingestap en sy gaan sit.
En wat doen die persoon wat hy help? Hy sê, jy lyk so hartseer, kan ons jou help? Kom ek sit bietjie by jou gesels bietjie. Lig haar uit. En sy wil nie meer selfmoord pleeg. Jy sien die vyand. Die vyand wil nie hê ons moet vrede maak. Hy wil vernietig. Kom ons maak daai verskil. So al tree iemand verkeerd op in my lewe, al is hy lelik met my, wees maar mooi. Waarom? Want ek kan hom vir die Here wen. Dis waaroor dit gaan. Ek wil hom vir die Here wen. Iemand het eendag gesê, hy sê die kerk is die enigste organisasie wat sy gewondes doodmaak. Is dit waar? Die kerk is die enigste organisasie wat sy gewondes doodmaak. Kyk maar wat gebeur as my broer of my suster nou 'n fout maak. Hy maak 'n baie lelike fout, hy's op die grond. Kyk maar wat gebeur, hy kom terug, hy soek die aangesig van die Here, en hy bid, en die Here het hom vergewe. Maar wat doen die kerk in die algemeen? Ek praat van, wat doen die kerk in die algemeen? Die meeste mense in die kerk. Weet jy wat? Hulle trap hom dieper in die grond in. Hulle maak vir hom dood, dat hy op die einde glad nie eens met die Here wil dien nie. Want die kerk het hom doodgemaak, in plaas om sy wonde te verbind. Daarom sê die Here, moet ons mekaar ophelp. Dis die opdrag aan die kind van God. Kom ons maak nie ons broer of suster wat 'n fout gemaak het, kom ons maak hulle nie dood nie. Die woord van die Here leer vir ons, dat ons as kinders van die Here, disippels van die Here, word geken aan liefde. Hy sê, die mense sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Johannes 13 vers 35. Wanneer julle liefde onder mekaar het, en dan Handelinge 20 vers 35 en 1 Tessalonisense 5 vers 14 sê vir ons, hy sê, ons moet die swakkes help. Ons moet daar wees vir hulle. Moenie jou broer of jou suster veroordeel wat foute gemaak het, behalwe as u nooit 'n fout gemaak het. En ek sal u uitnooi, die een wat nog nooit 'n fout gemaak het, ek wil graag u moet opstaan vanoggend, en nie een van ons kan dan staan nie, nee. Want ons almal maak foute. En ek sê altyd, prys die Here. Weet jy hoekom maak ons foute in ons lewens, ons almal? Sodat ek nie op my broer of suster kan neerkyk nie. Ek kan nooit op my broer of my suster neerkyk nie, want ek maak ook foute. En u maak foute. Wie van ons maak die foute nie? Dan kom ons verbind mekaar se bonde, wanneer iemand siel gekry het. Die burgeroorlog in Amerika, en dis net die laaste voorbeeld wat ek vir u wil noem, het al gehoor van Abraham Lincoln, een van die pragtigste Christen leiers wat daar was, en met die burgeroorlog in Amerika. Na die oorlog, toe die suide nou oorgegee het, Lincoln is die president, pragtige man van God, en hulle het hom eintlik genoem Honest Abe vir Abraham. Hy was Abraham Lincoln. Honest Abe. Hy was 'n eerlike man. Almal het tot sy vyande het hom so gesien. En weet jy wat? Maar toe het hy nou baie vyande, né? Die suide is baie vyande gesind en die noorde teenoor hulle, want ek meen daar is hoeveel duisende mense dood, honderde duisende wat dood is in 'n burgeroorlog. Maar nou het hulle vrede gemaak. En Lincoln se raadgewers gee vir die volgende raad. Hy sê, jy gaan moet ontslaa raak van jou vyande. In ander woorde, al die leiers, dit sê hulle woord, die leiers van die suide moet die doodstraf kry. Hang hulle moet reggestel word. Dis hulle raad aan hom, want jy het te veel vyande. Weet jy wat was Abraham Lincoln se antwoord aan hulle? Hy sê,
Maar as ek van my vyande vriende maak, dan is hulle mos nie meer my vyande. As ek van my vyande vriende maak. Jy sien, dit is presies wat Jesus vir ons wil leer. Hy wil vir ons leer om met van ons vyande vriende te maak, want as jy van jou vyand 'n vriend maak, dan is hy nie meer jou vyand nie. Hy is 'n vriend van jou. En die pragtigste voorbeeld in die woord van God is die van Elia. Elia. Die vyand omsingel hulle. En Gehasie stap uit en hy kom op die stoep en hy sê, "Wow," hy sê, "Meester, ons is omsingel, kyk na die vyand." En Elia sê maar, "Broer," hy sê, "Moenie bekommerd wees nie. Hy sê, die Here is saam met ons. Hy sê, hy wat saam met ons is groter. Hy sê, kyk om jou." En die volgende oomblik maak die Here sy oë oop en hy sien al die vuur, waar ons alles, en hy sien die engele, en hy sien God se mag raak. En hy het geen rede om te vrees nie. Maar wat gebeur? Nou gee die Here die vyand aan Elia oor, né? Dan word die vyand aan hom oorgegee. En nou, wat gebeur? Ek praat eintlik mos van Elisa. Nou praat, wat gebeur? Nou, is Elia. Nou, lei hy bid, hy sê, Here slaan hulle met blindheid. En hy lei al die soldate in die middestad in. En toe die soldate hulle oë oopmaak, dis nou hulle vyand. Toe sy hulle omring, omsingel deur die vyand, hulle het geen wapens nie. En die koning vra vir Elia, wat moet ons nou doen? Hy sê, wat moet ons nou doen? Hy sê, gaan ons hulle doodmaak? En weet jy wat sê Elia? Hy sê, nee, verslaan nie. In ander woorde, moenie doodmaak nie. Gee vir hulle kos en gee vir hulle water. In ander woorde, gee vir hulle ete. Wees goed vir hulle. En dan, wanneer jy goed was vir hulle, stuur jy hulle terug. Moet hulle nie eens gevange hou nie, stuur hulle terug na hulle eie mense toe, na hulle eie koning toe. Hulle het dit gedoen en hulle het die vyand teruggestuur. En wat gebeur? Israel het vrede. Want na dit, vir baie jare, het die vyand Israel nie meer aangeval. Wat dink jy sou gebeur het as al die mense doodgemaak? Hoeveel lewens sou verlore gegaan het? Hoeveel mense sou die volk Israel nog verloor het? Maar hulle het reeds met liefde uitgereik. Kinders van die Here, Jesus sê vir ons Johannes 15 vers 12, dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê, net soos wat ek julle lief gehad het. Kom ons het mekaar lief hê, dis waar die Here begin het, die liefde onder mekaar. Daarom maak ons mekaar nie dood nie. Wie sy broeder lief het, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat is in die duisternis en wandel in die duisternis. En hy weet nie waarheen hy gaan nie. Maar nou kom Jesus en hy gaan al baie verder. Hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, jou vyande moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande ook lief hê. Behalwe dat julle mekaar moet lief hê, moet jy jou vyand lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Waarom is dit so? Die Mosiaanse wet het bepaal, dat as jy kwaad gedoen het aan 'n ander, kry jy terug. Dan kry jy dit terug. Jy sal dieselfde oorkom en erger. Dis waar dit vandaan kom. En Jesus kom nou en hy leer ons wat lynreg en kontras met die Mosiaanse leer staan. Jesus leer ons van vergifnis en hy leer ons van hoe ons werklike genesing kan ontvang. Hoe kan jy genesing ontvang? Juis om te vergewe. Juis om nie terug
te kry nie. Onthou jy, ek het eendag met u gepraat, Matteus 18 vers 21 tot 34, praat Jesus oor vergifnis, en Petrus kom, en hy kom by Jesus, en hy sê, Jesus, as ek my broer 7 maal vergewe, nou moet jy onthou, daai jare, as jy jou broer 2 keer vergewe het, het jy al goed gedoen. As jy hom 3 keer vergewe het, het jy 'n wonderwerk aan hom gedoen. Jy sien, jy hoef hom nie meer as 3 keer te vergewe nie. Nou kom Petrus, en hy kom na Jesus toe, en hy dog die Here, hy dog Jesus gaan op die skouer tik. Hy sê, mooi vir Petrus. En Jesus sê, Petrus, of hy sê vir Jesus, as ek my broer 7 maal vergewe, maar hy kry geen pat op die skouer, jy weet nie wat sê Jesus vir hom. Hy sê, Petrus, nie net 7 maal nie, maar 70 maal 7 keer. Wat sê hy vir hom? Altyd. Hy sê, jy moet altyd vergewe, want wanneer jy nie vergewe nie, gaan jy in die tronk wees. Nou vertel hy vir hulle, nou vertel Jesus hierdie pragtige gelykenis. Hy sê, daar was 'n man, hy 10.000 talente, het hy aan die koning geskuld. Nou iemand het dit uitgewerk, nie ek nie, nou ek gaan nou op hierdie ou se syfers gaan. Hulle werk dit uit op 60 miljoen dae se loon. So groot was die bedrag wat hy aan hierdie koning geskuld het. En die koning sê, gee my jou geld. Ek wil nou my geld hê. Anders gaan jy tronk toe. Hy sê, ek kan dit nie betaal nie. En die koning sê, vat hom weg, gehaal alles wat hy het, sy vrou, sy kinders, allemaal gaan sit in die tronk. En die man val op sy knieë voor die koning, hy sê, asseblief, wees my genadig. Wees my genadig. En die koning sê, vol goed, ek skryf jou skuld af. Jy skuld niks meer, jy kan maar gaan. 60 miljoen dae se loon. Hy stap by die deur uit. En hier kom 'n man aan. Hy skuld vir hom 1 dag se loon. 1 dag se loon. Hy sê, jy skuld vir my geld. Hy is net vrygeskeld van 60 miljoen dae se loon. Jy skuld vir my dag se geld. Waar is my geld? Asseblief meneer, ek het nie daai geld nie. Ek soek daai geld nou. En hy val ook op sy knie. Hy sê, asseblief meneer, ek het nie die geld nie, ek beloof ek gaan jou betaal. Geef vir my kans. Hy sê, ek gee vir jou geen kans nie. En hy laat sluit op die tronk toe. En Jesus kom, of en die koning, wat natuurlik Jesus is. Nou kom die koning, en die mense gaan vertel vir hom wat het gebeur. En die koning laat roep daar die man wat die 60 miljoen dae se loon, die 10.000 talente geskuld het. En hy sê vir hom, nou sal jy in die tronk bly. En ek gaan vir jou oorgee aan die pynigers, totdat jy elke penny betaal het. Weet jy wat beteken dit? Weet jy wat beteken daardie dat hy oorgegee is aan die pynigers? Weet jy wat beteken? Wanneer ons nie vergewe nie, eerstens het jy nou nie meer vrede nie. Dis pyn. Jy het nie meer vrede nie, want jy stap met onvergifnis in jou hart. So jy het nie vreugde nie, jy het nie vrede nie, jy verloor dit, en jy het 'n wrok in jou hart, en dit maak van jou 'n verbitterde mens. En die verbittering bring siekte in jou lewe. Alles dinge, pynigers. Jy word aangeval, want jy's in die tronk, en daai goed maak vir jou siek, en weet jy hoeveel mense kry kanker, en hulle kry beroertes, en hulle kry senuweetoestande, en hulle verval in depressie, al die tipe goed, hulle is in die pyniger se hande, omdat hulle nie iemand anders kon vergewe nie. Nou sê die Here vir hulle, nou sê Jesus, jy sal elke sent betaal, voordat jy gaan vry. Hoe kan hy elke sent betaal? As was nie 'n manier wat ons daai geld het nie, hy kan dit in 10.000 lewens nie by mekaar kry nie. Enigste manier om dit te betaal, vergewe. Die ander persoon skryf sy skuld af.
vergewe die volgende persoon wat verkeerd opgetree het. En as jy hom vergewe, los die pynigers jou. Verstaan jy dit? Ewe skielik is jy vry. As jy meer verbittering in jou hart nie, en jy word genees, jy word weer gesond, want jy het geen verbittering in jou hart nie. Jy het uit die tronk uitgekom. Die pynigers is nie meer daar nie. Vergewe mekaar. Maar nou kom Jesus, hy sê, julle moet ook julle vyande lief hê. Maar ek sê vir julle, sê Jesus hier, hy sê dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op die regte wang slaan, draai ook die ander wang. Dis vers 39. Nou wat Jesus eintlik hier vir ons sê, is nie fisies, draai jou gesig nou, dat hy jou op die ander wang klap nie. Hy sê vir ons, wees die minste. Dis wat hy sê. Dis wat dit beteken. As kind van God weet jy die minste. Al het iemand jou seer gemaak. Wees die minste, staan terug. Moet hom nie wil terugkry nie. Wees die minste. Dis wat hy sê. Dan vers 40 sê hy, en hy wat met jou na die gereg wil gaan om en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die boekleed kry. Hier sê Jesus vir ons moet nie so aan aardse besittings vasklou, dat ons nie wil los nie. Daar kom tye, dat ons moet gewillig wees, om te los. Want baie keer, wanneer jy los, iemand kan tot bekering kom. Jy raak iemand se hart aan. Wees gewillig om baie keer aardse besittings te verloor, want dit kom by die koninkryk van God. Want dit kom om iemand by die Here uit te kry. Gee ook vir hom jy laat hom ook die boekleed kry. Moenie vasklou aan aardse besittings nie. Dan kom tye wat ons dit baie keer moet jy los. Dis baie keer noodsaaklik. Dan sê, en elkeen wat vir jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Nou, jy weet hoe die storie werk, nie? Met die meeste van die weet. In daardie jare, die Romeine het die reg gehad, die soldate het die reg gehad, om van enige mens van die publiek te eis, om sy goedere 1 myl saam met hom, vir hom te dra. So die soldaat, daarom het hulle vir Petrus van Sirene, of vir Simon van Sirene, het hulle sommer net voorgekeer en vir hom gesê, dra Jesus se kruis. Het hy 'n keuse gehad? Hy het nie 'n keuse gehad, hy moes dit doen, want 'n soldaat het dit vir hom gesê. Nou, so kan hy kan by my kom en hy sê, hierso, draai die goed van my 1 myl. Jy het geen sê nie, jy moet hy goed 1 myl saam dra. Nou stap ek aan met my dit mond, stap ek my saam met hierdie ou, 'n hele myl en is uit my pad uit en al die tipe goed. Dit is maar so. En nou kom jy op die einde van jou myl en jy sit die goed hard neer en jy gee pad, jy groet hom nie eers. Nou kom Jesus en hy leer vir ons weer eens iets so moois. Hy sê, wanneer daai soldaat by jou kom, jy wat 'n kind van God is, jy wat 'n verskil in die wêreld wil maak, jy wat my lig is. Hy sê, wanneer daai ou kom, nou dwing hy jou ook om by my te stap. Hy sê, nou stap jy by my. Hy sê, dan terwyl jy nou, die idee is, dat terwyl jy nou saam met hom by my stap, praat jy met hom. Jy praat oor die Here as jy enigstens kan, en jy bemoedig hom, en jy praat oor alles wat so mooi is, God wat groot is, en jy is vriendelik met hom. En nou kom jy op die einde van die myl, en die soldaat wil die goed vat, hy sê, nee, moenie omgee nie. Hy sê, ek dra dit vir jou die volgende, ek dra dit vir jou nog so een verder, en daar stap jy stap nog 'n myl saam. Nou, watter een gaan 'n verskil maak in daai soldaat se lewe? Wie gaan 'n verskil maak? Dink jy daar's 'n moontlikheid dat daai soldaat tot bekering kan kom saam met die ou wat die eerste myl gestap het? Nee. Maar die ou wat die tweede myl gestap het, die kans is goed dat sy hart sal verander. Jy sien, daarom moet ons as kinders van die Here daai ekstra doen.
ekstra doen, want dit is waar jy iemand se lewe verander. Jy gaan nie, as ek maar net doen wat al die ander mense doen, die wêreldse mense doen dit ook. Hy gee die voorbeeld, hy sê, as jy groet, iemand groet, hy sê, die wêreld doen dieselfde, hulle groet mekaar dan. Alle vriende groet mekaar, as jy lief is vir iemand groet as mekaar. Maar die verskil kom wanneer jy iemand groet wat jou nie groet nie, jou vyand. Nou maak ons 'n verskil in die wêreld. En jy kan 'n persoon vir die Here wen. Onthou, dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor die koninkryk van God. Gaan nie oor ons nie. Die koninkryk van God. En nou sê hy, stap by ekstra myl en maak 'n verskil. As hy gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Ja, ander in nood as jy enigsins kan. As iemand in die nood is, en hy kom na jou toe, jy's 'n kind van God, gaan jy uit jou pad uit, om daardie persoon te help. Ons moet dit doen. Jy moet dit doen. En moenie verwag dat hy vir jou eers gaan teruggee wat jy vir hom gee nie. Wanneer jy vir iemand iets leen, dit maak die vinnigste vyande. Ek het dit gesien. Baie mense gehelp. Veral in Uitenhage, veral so tyd terug. Ek verwag nooit hulle moet iets teruggee. Moenie terug verwag nie. Wen hom vir die Here met liefde. Moenie dat daar vyandskap kom, omdat jy vir iemand R100 geleen het nie. Is daai man se siel nie baie meer werd as R100 nie, nou wil ek jou R100 terug eis? Waar is my geld? Later kom hy nie meer kerk toe, want hy wil nie sy broer of suster in die oë kyk vir wie hy skuld nie. As jy nie kan nie, nou die dag, 'n ouetjie daar die kyk, ek het sien, hy wil amper nie inkom nie. Sy moet nie omgee, vergeet dit. Dien die Here. Dis wat die Here vir ons wil leer. Die Here wil dit vir ons leer. Dan sê hy, julle het gehoor dat hy gesê as jy met jou naaste lief en jou vyand met jou haat, dit gaan nou klaar aan. Ons sal volgende week aangaan. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Nou kinders van die Here, vir die Jode was hulle naaste slegs die volksgenote. Hulle, in ander woorde, 'n Israeliet, 'n Jood, was sy naaste. Die res was sy vyande. Dus moes hulle volksgenote lief hê, en hulle moes hulle vyand haat. Hulle het so groot geword. So, kinders van die Here, maar Jesus kom nou praat hy meer op 'n persoonlike vlak, wat hy nou hier praat, van naaste, en hy praat, Jesus verwys eintlik na mense wat om jou is, wat naby is, mense wat goed is vir jou. Hy praat van jou naaste eintlik as jou vriende. Jou vriende is jou naaste. Nou luister baie mooi wat hier gebeur. Nou, in ander woorde, Jesus praat met die wat soos naaste vriende optree, en aan die ander kant is daar die vyande. Onthou nou, daar is naaste en daar's vyande. Jou vyand is nog nie jou naaste nie. Mense dink baie keer, as hulle praat van naaste, en sê die hele wêreld, almal is jou naaste. Almal is nie jou naaste nie. Maar ons moet naaste maak. Ons moet sorg dat ons nader aan die mense kom, dat hy jou naaste word. Dis hoekom ons as kinders van die Here moet uitreik na ander. En Jesus gee die pragtige voorbeeld hier, en ek gaan dit vir u lees. Hy sê, Jesus antwoord, iemand het vir hom gevra, wat is in die wet geskrywe? En praat met Jesus oor die liefde. Hy sê, wat is die grootste gebod? En Jesus sê vir hom, en hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord, nee, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en uit jou hele hart en verstand, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Toe sê Jesus vir hom, jy het reg geantwoord, en
jy sal lewe. Doen dit en jy sal lewe. Maar nou wil hy die man homself regverdig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? Onthou, sy naaste in sy oë op daardie stadium is slegs die Jode. Die ander is nie sy naaste nie. Nou wil hy regverdig. Nou sê hy, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom en toe hom sien, gaan hy aan die ander kant verby. En net so ook het 'n Lewiet by die plek verbygekom en hom gesien aan die ander kant verbygegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, 'n vyand van hy man Malawi, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. En na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Nou vra Jesus die vraag, wie dan van hierdie 3 dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan jy en doen jy net so. Daar die Jode, vir hom is dit, daar lê nou 'n Joodse man. Nee? Iemand, 'n Joodse man wat daar lê. Nou kom die Samaritaan daar verby. Die Jode beskou hulle as vyande. Ja, hulle is ons vyande. Maar nou kom hierdie man en hy doen goed. Jesus sê, wie is sy naaste? Die een wat goed gedoen het aan hom, is nou sy naaste. En hy sê, nou doen jy, gaan jy uit en doen jy net so. Nou dis die opdrag van ons as kinders van die Here, om uit te gaan. Al is dit jou vyand, dan gaan jy en jy ry uit, sodat hy jou naaste kan word, sodat hy 'n vriend van jou kan word. Dis hoe ons die wêreld gaan verander. Dis hoe jy van jou vyande vriende kan maak. Onthou, daar is naaste en daar is vyande. Maar maak van jou vyand die naaste. Dan sê hy, hoe doen jy dit? Deur vurige kool op sy hoof te gooi, sê hy. Is dit nie? Ek het jammer, ek het nie nou tyd om aan te gaan, ek gaan volgende week aan. Kom gerus op volgende week, dan gaan ons al met hierdie boodskap. En dan gaan ek jy baie mooi verduidelik, dat jy weet, wie is ons naaste op die einde en hoe werk alles, hoe kom alles in mekaar. Probeer om volgende week hier te wees, bring ook mense saam, dat hulle hierdie belangrike boodskap kan hoor. Hoe ons 'n verskil kan maak. Nie net in die wêreld daar buite se lewens nie, maar in die kerk van Jesus Christus, in ons eie lewens. Wat ek gaan vir julle sê, as ons hierdie goed toepas wat die Here vir ons leer, jy gaan 'n ander mens wees. Jy gaan nooit ooit weer dieselfde mens kan wees nie. Maar jy moet die ekstra myl stap. Maar die wêreld, ander mense al so opgehou het, moet ons nog aan. En dit is ons wet. Kom ons sluit. Baie dankie. Jesus, dankie vir die woord van môre. Ag, my gebed is dat ons werklik sal hoor wat U vanoggend vir ons gesê het, of wat ons sal luister en sal gaan toepas wat U vir ons vandag geleer het. Ag my land, dat ons 'n ligstraal in die donker wêreld sal wees, dat ons 'n verskil in die wêreld sal maak deur U liefde uit te leef, my Heiland. Dankie dat U elkeen hier teenwoordig liefhet. Ag, en my gebed is dat ons mekaar sal liefhet. O my Heiland, die vyand sal die kleinste goed gebruik om ons te probeer ontmoedig of om vyandskap te bring. En ek bid, Jesus, dat nie een van ons dit sal toelaat nie. Jesus, U leer ons dat ons mekaar moet lief hê. En dan gaan U sover, U sê ons tot ons vyande lief hê. Maar dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor U koninkryk. Ja, ons
ons nou om hierdie saad nat te maak. Help ons, gee dat die saad in ons harte sal groei en dat die saad sal vrug dra. Maar ek bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen.